Jy is ingeskakel op Joy Radio, jou reisgenoot in Jesus. Kom, ons groei saam in Jesus met Chris en Eldie. Lord of all creation, of water, earth and sky. Ja vriende, julle het reg gehoor. Dis weer tyd om saam met Chris en Aldien te groei. Goeiedag, ek glo en vertrou met elkeen van julle gaan dit geseënd. Kom ons groei saam. Hallo julle, welkom by ons program. Hallo Chris. Hallo Aldien, dankie dat jy dit kom gemaak het. Dankie. Vriende, kom ons sluit net die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie dat ons nou weer die tyd kan hê om net te kom kuier om u woord, om saam te groei. Vader, om die woelige, besige wêreld nou net een kant toe te skuif en regtig te kan stil word en te kan hoor wat u vir ons wil sê. Vader, dankie dat u ons gebruik as u instrumente en help ons, Here, versterk ons deur u Heilige Gees, o God, sodat ons net die waarheid kan praat en dit sal praat, soos wat dit u behaag. Vra dit in die grootste naam te ken, en dit is Yeshua Messia. Ek sê vir u dankie, my God. Amen. Amen. Die kantien is besig vandag. Die mense praat en lag. Wonder of ek by Chris kan gaan sit. Hy lyk gesellig daar by die klein tafeltjie, daar waar die son so deur die glasvenster glinster. Hey Chris, kan ek maar by jou kom sit? Die koffie en kosgere ruik so lekker, dit vul sommer die lug so heerlik. Ek is nou sommer lus vir 'n heerlike koppie koffie en daai middagete wat jy eet, lyk so lekker. Chris, is dit okay? Sodat ek so baie praat. Aldien, wil jy maar eers vir jou gaan kos kry, en ek weet jou selfbeheersing is nog nie waar dit moet wees nie. O ja, okay, dankie Chris, ek waardeer dit. Ek is terug, die kos lyk so lekker. Geniet dit, Aldien, ek sien dan, daar is dan bietjie selfbeheersing, daarom nie jou bord so oorlaai nie, so jy het dan vir ander mense ook oorgelos. Ja, ek het my gedink aan wat jy gesê het al. Dag. Ek het ook gedink oor ons vorige gesprek wat ons gehad het, né? Ja, ek weet ek was verkeerd geweest om Charlie aan te moedig en alles. Nie dat ek hom regtig aangemoedig het nie, maar die feit dat ek dit gestop het, besef ek het regtig nie my deel gedoen nie. Maar het jy nie 'n vriendin wat ek mee kan gesels, iemand wat ook 'n Christen is, wat regtig my kan help en op die regte pad lei nie, asseblief? Aldien, weet jy is gelukkig. Jy sien in ons ministry JCR MTS het ons beraders, ons het pastore, en ja, verseker dat ons iemand wat jou kan help. Laat ek gou net kyk, ek weet ons met hierdie nuwe tegnologie, onthou nie altyd die nommers nie, jy sit dit maar net en save dit, en of jy sit op 'n speed dial en jy druk 'n knop en daar lei hy so. Hierdie foon het 'n ou eintlik lekker lui gemaak, so ek kan nie regtig die nommer onthou nie, maar laat ek dit gou hier deur kyk, weet jy kan vir Jill Burger skakel. Haar nommer is 074 689 6263. Bly sy ook in PE? Nee, weet jy, hulle is in Val Oewer daar in die Oosrand. Nee, so op die hoek van die Oosrand en Vrystaat. So jy sien, ons is mos die hele Suid-Afrika vol. Maar ja, gerus 'n lykie. Ek sal vas sê jy sal op bel. Baie goeie mense, baie nice mense. Dit is ons professor, so hy is actually die hoof van ons kerk. So ja, ek sal net vir haar sê, jy gaan haar lykie gee, maar die grootste liefde sal ons jou help, no problem. Ag, baie dank. Wat is haar titel, wat doen sy? Eldien, jong, wil jy nie iets eet nie, want lyk my jy vergeet wat ek jou sê. Sy is 'n berader. O, okay. En haar man, professor Aubrey Burger, is die hoof van die kerk. Okay. So ek sal haar skakel, dan kan ek dalk 'n bietjie meer insig van 'n vrou se kant af kry en van 'n berader se kant af.
Ja, nee, Eldien is 100%. Ek sal net vas sê jy gaan haar likeie gee. Onthou net partykeer is hulle ook besig, hoor. Ek meen hulle het ook 'n radiostasie wat hulle beman en Radiostasie. ja, Joy Radio. Jy kan dit gaan kyk op die app. Ek sal vir jou ook die app stuur. Maar hulle sal terugkom na jou toe. Hulle sal gee gewoonlik 'n boodskap hier dat hulle is net gou besig, maar hulle sal terugkom na jou toe. Ag, baie dankie Chris, ek waardeer dit. Is jy nie bly dat ons etenstye nou 'n uur is nie? Ja, dit is nou darem maar lekker. Ja. Dan kan jy 'n bietjie meer slaap. Nee, nou kan ek meer vrae vir jou vra. As jy fout nie. Kom ek kyk, hoe kan ek jou help nog? Wel, as ek nou so kyk na die mense wat hierso almal verbystap, nê. Dit lyk so altyd asof die mense glo hulle is waar hulle behoort. En dan sien jy iemand wat regtig nie deel is van die gemeenskap nie. Daar soos Susan wat daar so sit op haar eie. Sy lyk nie regtig of sy by iemand hoort of inpas of iets. En ek is nie eintlik vriende met haar nie, want ek ken haar nie regtig. Sy is maar baie stil. Jy sien Eldien nou net presies daar maak jy 'n fout. Hoekom reik jy nie uit na haar toe nie? Hoekom wil jy altyd wag vir mense om na jou toe uit te reik? Jy sien maar, weet jy, ek weet ook wat jy bedoel. Jy sien baie mense beweeg gewoonlik op autopilot. Ons wil ek tog net hierdie dag oorkry, dat ek tog net weer by die huis kan kom. Jy weet hoe gaan dit mos maar. En dan dan gebeur die werklikheid. Dis alleen. Maar soos ek sê, ons as Christene, ons as Jesus kinders, volgelinge van God, ons moet uitreik. Ons moet die effort maak. Ons moet actually kerk na hulle toe vat. Nie die kerk na. Hulle moet nie na die kerk toe gaan al sit sulks nie. Want ek meen, hoeveel mense gaan regtig nog kerk toe? Ja, dit is nogal waar, nê. Ek wonder hoekom gaan mense nie meer kerk toe nie. Ek weet nie jong, ek dink dit is met COVID het die lewe maar 'n bietjie makliker gemaak om dienste op die foon te kan kyk of TV of YouTube of wat ook al. Maar jy het laaste gepraat van die gemeenskap van die heiliges. So as hulle nie meer kerk toe gaan nie, wat dan? Wat van die gemeenskap van die heiliges? Weet jy wat nie Eldien, my persoonlike opinie is dat jy gaan nie groei nie, jy gaan nie kan groei nie, want hoe gaan jy alleen groei? Mens kan nie alleen groei nie. Jy het dit nodig, jy het bemoediging nodig. Soos ek vir jou gesê het, is die Heilige Gees praat dalk met iemand anders oor 'n situasie wat jou ook raak. Soos jy nou nie daar is die dag nie, gaan jy dit mis. Dis verby, dis gemis. Die tyd is verby, jy gaan dit nie weer terugkry nie. Ek het nie so daaraan gedink nie. Ja, ek het al baie tye in my lewe gemis as ek nou so terugdink aan, hè. Ja, jy sien, dit is wat my ook herinner, hoe belangrik dit is, om nie net altyd saam met die stroom te gaan nie, maar regtig teenwoordig en bewus te wees van wat rondom jou aangaan en wat rondom jou gebeur. Ja, ek sal uitreik na Susan, ek sal 'n bietjie met haar gaan sit op 'n een etenstyd. Maar, like, by the way, ek het gisteraand die gelykenis van die 10 meisies in Matteus 25 gelees. Sorry Eldien, jy kan nou gaan, want dan kan ek eet. Nee, Chris, ek het vra wat ek jou wil vra. Okay. Ek sal môre Ek het getraai. ek sal môre na haar toe gaan. Nee, ek grap nie, dit klink nou of ek jou wegjag. Nee, grap nie. Miskien weet jy, moet ons haar innooi. Ja, miskien is dit nie 'n slegte idee nie. Ja. Jy het 'n vraag gehad? Ja, sê my eers net, wat is 'n gelykenis? Want dit sê die gelykenis van die 10 meisies. Eldien, 'n gelykenis is 'n kort, beeldende verhaal wat gebruik word om 'n geestelike waarheid of iets oor God se koninkryk oor te dra. Jy sien, Jesus het dikwels gelykenisse gebruik om 'n diep geestelike beginsel op 'n verstaanbare manier aan die mense te verduidelik. As jy vir jouself dink, het jy nie eerder 'n storie beter onthou as die waarheid nie, as iemand vir jou die waarheid vertel, maar in 'n storie toegedraai. Jy onthou mos eerder die storie, want ons punte in daai storie wat jou kan laat dink aan wat jy self gedoen het, of jy kan jouself in daai storie ergens te sien. Ja, dis waar, ja. Jy sien, die storie het ook dikwels alledaagse situasies op beelde gebruik, soos landbou, geld, verhoudings. Jy sien, om geestelike waarhede te verduidelik, wat nie altyd maklik was om te verstaan nie. Dis hoekom Jesus, want ek meen, toe Jesus aarde toe gekom het nog nooit iemand met hulle so gepraat soos wat Jesus met hulle gepraat het nie. So daar was eintlik nie gelykenisse gewees voor die tyd, voordat Jesus aarde toe gekom het. Nee, nie wat ek van weet nie. So Jesus het die gelykenisse vertel. Dis korrek, ja. Jy sien, in 'n gelykenis is daar dikwels 'n simbool of 'n figuur wat iets dieper of geesteliker verteenwoordiger. Byvoorbeeld,
In die gelykenis van die saadjie, gebruik Jesus die beeld van 'n mosterdsaadjie om die koninkryk van God te verduidelik. Nie net die koninkryk van God nie, maar ook jou geloof. Ons almal weet hoe klein is 'n mosterdsaadjie, want dit is al baie herhaal. En van die doel van 'n mosterdsaadjie, ek meen hy is so groot. En sien jy weer eens, daar kom dit nou weer van, jy kan dit ook saam, ek dink amper in dieselfde hoed gooi as om in 'n gemeenskap van gelowiges te wees, want as die klein saadjie net alleen is, in jou hand, kan hy niks doen nie. Hy het grond nodig en water nodig om te groei. So sien jy, iets moet bykom, sodat hy kan groei. Hy gaan nie net in jou hand groei nie. So daar gaan hy grond toe, soos nou is al klaar die saadjie in die grond. En nou kry hy water, soos die saadjie water en grond. Verstaan jy, so daar is nou klaar 3 by mekaar. Okay, dis interessant. Yes. Maar ek het nog daai gelykenis gelees hier. Waar kan ek dit kry? Matteus 13, kan jy dit gaan soek. Okay, ek sal daar gaan kyk. Jy sien Aldien, ook in baie gevalle was die gelykenisse bedoel om mense aan die dink te sit, soos ek nou vir jou gesê het. Hulle self te beproef en hulle geloof te versterk. Soms was die betekenis van gelykenis nie dadelik duidelik nie, en dit het meer ondersoek vereis. So, hoekom is hierdie storie of hierdie gelykenis so belangrik? Aldien, dit is een van Jesus se sterkste waarskuwings oor gereedheid van sy wederkoms. Hoe bedoel jy? Dit leer ons dat ons altyd voorbereid moet wees, want niemand weet presies wanneer Jesus terugkeer nie. Jesus sê in Matteus 24 vers 44, wees dan gereed, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Okay, maar wat beteken die bruilof in hierdie gelykenis? Jy sien, in die Bybelse tyd het 'n bruilof baie meer as net 'n fees of 'n viering van twee mense sy huwelik beteken. Regtig? Ja, dit was 'n simbool van 'n groot, betekenisvolle gebeurtenis wat die hele gemeenskap betrek het. So as ek in daai tyd getrou het, moes ek die hele gemeenskap na my troue genooi het. Net so. Ek wonder waar die mense so baie geld gekry. Ja, ek weet nie of hulle dalk mekaar gehelp het en al daai dinge nie. Nie soos ons vandag wat niemand mekaar help nie. Yes. Jy sien, die bruid en die bruidegom het dikwels nie die dag van die bruilof saamgekom nie. Die bruidegom het in baie gevalle onverwags of 'n spesifieke moment gekom om sy bruid te haal. En dit het begin van die seremonie gemaak. Jy sien, daar was dikwels 'n lang verwagting en 'n onbepaalde wag vir die bruidegom om op die regte oomblik aan te kom. Jy sien, die bruilof van hierdie gelykenis is nie net 'n fisiese of 'n fisieke huwelik nie, maar dit simboliseer die hemelse bruilof wat vir gelowiges wag. So, maar ek wil net gou ietsie vra. In vandag se tyd staan die bruidegom klaar reg en die bruid laat almal wag. Ja, Dit is heeltemal teenoorgestel van wat dit in die Bybelse tyd was, jy is né? heeltemal reg, maar ek kan nou ongelukkig jou nie die verduideliking van dit gee. Maar jy sien, dit is waar Jesus die bruidegom is. Sy bruid, natuurlik, dit is ons, die kerk. Wie is die kerk? Ons as gelowiges is sy kerk, ons is sy bruid. Maar wanneer het die kerk begin? Sien Aldien, die kerk het begin toe Jesus uit die dood uit opgestaan het. Aldien, om terug te kom na jou vraag toe. Jesus is die bruidegom. En hy gaan terugkom om sy bruid te kom haal. Soos ek jou nou gesê het, sy kerk. Jy sien, in die gelykenis van die 10 meisies wil net bevestig van die gereedheid hoe ons moet wees vir wanneer Jesus kom om ons te kom haal. Dit gaan onverwags wees. Niemand weet wanneer dit is. Niemand. Net God die Vader. Jy sien in Openbaring 19 vers 7 tot 9 word die hemelse feesmaal wat sal plaasvind as gevolg van die koms van die bruidegom. En hulle beskryf dit so mooi. En dit lees so mooi. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee. Want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Jy sien, dis 'n pragtige beeld van die finale vereniging van Christus met sy kerk. Die kerk word in die skrif as die bruid van Christus beskou. En wanneer die finale bruilof plaasvind, dan sal die verlossing en die volmaaktheid van die verhouding tussen Christus en die gelowiges bewys wees.
Die feit dat die bruid haar gereed gemaak het, hy op die belangrikheid van die geestelike voorbereiding van die kerk. Dit is die belangrike deel van die gelykenis. Soos die meisies in die gelykenis wat hulle gereed gemaak het om die bruidegom se koms in te wag. Sien moes hulle gereed gewees het. Nie net in hulle uiterlike gedrag nie, maar in hulle harte. Jy sien, sodat ons in daardie groot feesmaalike oomblik sal deelneem. Ons moet gereed wees, ons moet reg wees wanneer hy ons kom haal. So wie is hierdie 10 meisies? Wie verteenwoordig hulle? Nou die 10 meisies is net 'n gelykenis. Dit verteenwoordig nie noodwendig iemand spesifiek nie. Maar dit is meer gebaseer op jou geloof. Is jy reg? Is jy reg vir Jesus se wederkoms? Het jy jou saak met hom reggemaak? Jy sien, die gelykenis stel dit duidelik dat nie almal werklik gereed is vir die ontmoeting met hom nie. Dit is hoekom dit belangrik is om te verstaan dat nie elke persoon wat sê dat hulle vir Jesus wag, werklik geestelik voorbereid is nie. 5 van die meisies was wys en 5 was dwaas. Dit beteken dat daar meer mense sal wees wat dink hulle is reg, maar werklik nie gereed is nie. Jy sien, van hulle het gedink, okay, die tyd is nou, hier is die tyd, en hulle het nie regtig, soos die gelykenis mos nou sê, dit gaan ons nou oor die olie in die lamp. So, hulle het gedink, okay, daar is die tyd, sê maar, kom ons sê 7 uur vanaand. So, hulle het genoeg olie om te brand tot net 10:07. Maar soos ons almal mos nou daai gelykenis lees is, die bruidegom het getal om te kom. Wat nou gebeur het is dan, hulle lampies het mos nou uitgebrand, so terwyl hulle olie geleen het, want hulle het nie genoeg gehad nie. Maar, jy ken die verhaal, jy het dit mos nou gelees. So moes daai 5 omdraai, om nog olie te gaan haal het. So daardie olie, kan jy nou beskryf as jou geestelike olie, wat in jou is, wat jy moet wag. Dit is, jy moet nie net bid, en glo, hoorie, okay, ek het genoeg geloof tot en met vanmiddag nie, want dan kom Jesus nie. Nee, jy moet genoeg geloof hê tot in die ewigheid in. Jy kan nie net 'n bietjie geloof hê wat jou gaan hou net tot vanmiddag nie. Daai geloof moet jou hou tot môreoggend en sovoorts. Jy kan nie net staat maak op 'n bietjie nie. Jy moet baie hê. Jy moet gereed wees. Dis dieselfde soos jy nou afry Durban toe. Jy weet jou kar se tank, kom ons sê vat 50 liter petrol. En net so vinnig, jy moet sê 250 kilos af lê. Maar jy weet jy het net 50 liter petrol en jou kar is baie swaar op petrol. Jy gaan ons nou obviously halfpad ry, jou naaltjie dop, halfpad ry en jou garage nag jy moet nou weer vol maak. Net so is jou geloof ook. Dit is hoekom dit so belangrik is om in 'n kerk te kom. Nie net in die kerk nie, maar om jou Bybel te lees. Bid elke dag. Lees jou Bybel, want dit gee jou krag. Dit is hoe jy jouself weer vol maak met die woord van die Here, met jou geloof, met die Heilige Gees. Jy kan nie net op jou eie staat maak nie. Jy het die Heilige Gees nodig om jou te laat groei en weer eens in die gemeenskap van gelowiges. So dis baie mooi woorde. Wat was die hoofverskil tussen die wyse en die dwaase meisies? Aldien is amper soos ek nou net verduidelik het. Die hoofverskil tussen die wyse en die dwaase meisies is dat 5 van hulle genoeg olie gehad het, net tot en met 7 uur, soos ek gesê het mos. Maar die ander het gehad tot in die volgende môre. So hulle lampies was heeltemal vol, die ander was half. Jy sien, dit is 'n simbool van voorbereiding van jou gees. Jy kan nie net half vol wees nie, jy moet heeltemal vol wees. En natuurlik moet jy genoeg hê. Jy moet genoeg geloof hê vir wanneer hy Satan jou kom aanval om vir jou te sê, jy is nie goed genoeg nie, jy het nie genoeg geloof nie, jy gaan nie gered word nie, jy weet mos al die leuns en al die woordjies wat hy kan kom vertel om die waarheid te verdraai, om nie te wil hê dat jy by die feesmaal aankom nie. Jy sien Aldien, dit is ook 'n waarskuwing. Dat ons nie kan vertrou op die idee van ek is besig met die regte ding nie, maar dat ons ook aktief en voortdurend
ons geestelike lewe moet koester en voorberei en versterk vir die wederkoms van Christus. In Spreuke 22 vers 3 sê, die verstandige sien die gevaar en skuil, maar die onnozeles gaan voort en word gestraf. Die gelykenis herinner ons aan die noodsaak om altyd voorberei te wees. Nie net in die emosionele sin, maar ook in die daaglikse keuses en geestelike ingesteldheid. OK, wat besimboliseer die olie? Aldien soos ek jou gesê het, die olie in hierdie gelykenis simboliseer die Heilige Gees en die belangrikheid van 'n lewe, 'n aktiewe geloof. Jy sien in die Bybel word die olie dikwels gebruik om 'n teenwoordigheid en die werking van die Heilige Gees in die lewe van gelowiges aan te dui. Dit is nie net iets wat jy een keer ontvang en dan vergeet nie. Jy sien, jy ontvang die Heilige Gees, maar jy moet nog steeds bou in jou geloof. Die Heilige Gees is in jou, maar jy moet daai vuurtjie, daai liggie, moet jy olie gee om helderder te skyn. En dit alleen kry jy reg deur gebed, Bybel te lees en weer eens in die gemeenskap van gelowiges te wees. Jy sien, jy moet jou verhouding met God verdiep. Jy moet hom vra vir wysheid om hom beter te leer ken. En jy moet regtig 'n verhouding met Jesus hê. Jy sien in Sagaria 4 vers 6 staan daar, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskale. Jy sien, hierdie vers herinner ons dat die Heilige Gees die krag is wat ons in staat stel om geestelik sterk te wees en om in geloof te volhard. Dit is nie ons eie krag of inspanning van ons gereed maak nie, maar die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Maar soos ek weer eens vir jou sê, jy moet daai eie wilskrag hê om te groei in die Here. Jy sien, sonder die Gees van God kan ons nie werklik gereed wees nie. Ons kan glad nie gereed wees nie. Want dit is deur die Gees wat ons die genade en krag ontvang om op die regte pad te bly, veral in die wêreld wat vol uitdagings en afleidings is. Jy sien, die olie simboliseer ook geestelike volharding. Dit wys dat ons nie net in 'n kort tydjie kan glo en verwag dit is genoeg nie, net om halfvol te wees nie. Die verhouding wat ons met God het, moet 'n voortdurende en 'n lewende een wees. Dit is nie net 'n eensydige belewenis van 'n oomblik nie, maar 'n daaglikse keuse en 'n stap in geloof. Jy sien in Efesiërs 5 vers 18 sê, maar word met die Gees vervul. Jy sien, dit beteken dat ons elke dag vars gevuldheid van die Heilige Gees nodig het om sterk in ons geloof te staan. Die Bybel, gebed en die daaglikse praktyke van die lewe wat God eer. Dis die manier waarop ons daardie olie in ons lewens opvul. Soos die wyse meisies in die gelykenis wat ekstra olie gebring het, moet ons ook altyd gereed wees, vol van die Gees en die krag wat ons deur die lewe dra. Jy sien, geestelike gereedheid is nie net iets wat net een keer gekry word nie. Dit is 'n voortdurende werk in geloof. Is daar 'n manier hoe ek my geloof aktief kan hou, Chris? Aldien die sleutel om jou geloof aktief te hou, is soos wat ek nou al vir jou gesê het, is om daagliks en deurlopende verhouding met God te handhaaf. Jou Bybel te lees, te bid. Geloof is nie net iets wat jy net in 'n eens of once off, soos die Engelsman sal sê, belewenis van 'n spesifieke oomblik het. Dit is iets wat jy elke dag in jou lewe gewortel moet wees. Jy sien, soos die woord lees, hy moet wortel skiet in jou hart en daarna gaan hy vrug begin dra. Is ook soos Paulus gesê het, as jy nou net 'n nuut geworde Christen is, hy sê dit, hy gebruik dit soos om kos te gee vir 'n babietjie en kos te gee vir groot mense. Dan voed jy hom eers met melk, soos dat 'n babietjie, voed hom ons eers met melk. Jy kan nie vir hom vaste kos gee nie, want dit gaan nie werk nie. Net so is die geloof ook. Jy moet eers melk drink, so jy moet eers 'n bietjie groei. Jy gaan nie op een slag die hele Bybel verstaan nie. Dit is ook wat belangrik is om by 'n Bybelstudiegroep aan te sluit. Jou lewe met gelowiges te deel, om God se woord regtig te bestudeer en regtig te probeer leef, soos die vrug van die Gees,
Ons lees in Kolossense 2 vers 6. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in hom wandel, gewortel en opgebou in hom. Jy sien, dis 'n pragtige beeld van hoe ons geloof moet wees. Gewortel in Christus. Jy sien, jy moet eers daardie wortel hê. Dan sal hy wortel begin vrug dra. Jy sien, wat beteken dat dit diep in hom vasgelê is en opgebou. Wat dui op 'n voortdurende proses van groei en versterking. Jy sien, soos 'n boom wat wortels in die grond het en elke dag na die lig strek, moet ons ook elke dag ons verhouding met God versterk en groei. Ons geloof is nie net bedoel om staties te wees nie. Dit moet voortdurend in Christus gegroei word. En weet jy, ons moet ook ons geloof uitleef. Dit wat ons glo, veral wat ons glo wat reg is, dat ons weet wat verkeerd is. En dit is nie genoeg om net eendag 'n besluit te neem, jy moet elke dag in jou geloof wandel nie. Nou wat beteken dit? Wat sluit dit in om in my geloof te wandel? Dit is amper basies dieselfde, so jy moet practice what you preach. Jy moet, soos die vrug van die gees, vriendelik, vrede, geduld, selfbeheersing. Jy moet alle dinge uitleef. Dit is hoe jy jou geloof uitleef. Soos presies soos jy nou jou kos opgeskep het. Daar was selfbeheersing. En jy het omgee ook daar, want jy gee om vir alle mense wat nog na jou moet kom skep. Jy sien, gereelde gebed. Gebed is jou oop lyn kommunikasie met God. Jy praat met Vader. En onthou, wanneer jy bid, moenie iets probeer wegsteek vir God nie. Maar God sien deur jou, reg deur jou. Wees heeltemal oop en eerlik met hom. Die woord sê ook, wanneer jy bid, moet jy in waarheid en geloof God aanbid. So, jy help nie probeer God iets wegsteek nie, want hy sien dit. En dit is nie net 'n plek waar ons behoeftes bring nie, maar ook vir hom kom vra, om kom loof, om kom prys, om regtig te soek in jou gebede en sy teenwoordigheid te ervaar. En dan natuurlik Bybelstudie, die woord van God. En dit is die grootste manier waarop God ons lei, onderrig en vorm, en waar ons leer van God. Ek meen, dan dit is waar jy ook vir God bid, vir wysheid om hom beter te leer ken. En God sal dit vir jou gee. Jy sien, ons bou ons kennis van God en sy leer, en om hoe in sy wil te lewe, deur om die Bybel te lees. Die Bybel is vir ons 'n riglyn, hoe ons moet leef. Dit is die waarheid. Natuurlik dan aanbidding. Aanbidding is nie net iets wat jy in die kerk plaasvind een keer 'n week nie. Maar elke dag in jou lewe, elke oggend, elke aand, deur die dag, net waar jy is. Jy sien, deur alles wat jy doen, te doen tot eer van God, aanbid ons hom, om sy wil na te streef. Jy sien, en dan kom jy in jou geloof. Dit is nie net 'n geestelike aksie nie, maar 'n lewenswyse. Want jy weet ons hulle sê, party mense sê, ek sal dit glo soos as ek dit sien. Maar weet jy, dit is waar ons as Christene heeltemal anders is. Ons glo nog voordat ons sien. Ons glo in 'n ewige lewe. Ons glo in 'n nuwe Jerusalem. Ons glo dit, maar ons sien dit nog nie. Sien jy die verskil daar? Ja. Jy sien, dit is 'n voortdurende proses van heiligmaking en groei in liefde en geduld. Jy sien, geloof wat aksie is nie net 'n reaksie op omstandighede nie, maar 'n lewenslange verbintenis om 'n daaglikse wandel met Christus te hê. Soos wat 'n boom nie ophou groei nie, moet ons nie ophou groei in geloof nie. Jy sien, stagnasie in ons geloof gebeur wanneer ons in die inspanning aanwend om ons verhouding met God op te bou nie. God verlang daarna dat ons elke dag aan hom toegewys sal wees en die pad van volharding loop, elke dag meer en meer gelykvormig aan Christus. Jy sien, dit is ook presies dieselfde soos liggaam bou. Ek meen, jy gaan gym toe, jou spiere gaan nie groei net na een sessie. Jy moet gedurig gaan, jy moet elke dag gaan. Presies soos jou geloof. Jy kan jou geloof sien as 'n spier. So jy moet daai spier laat groei. En hoe gaan jy hom laat groei? Jy kan nie net een keer Bybel lees en dink hy's groot nie. Jy moet aanhoudend bid, aanhoudend Bybel lees. Ek het nie so aan gedink nie.
Chris, my koffie is nou klop en ek vir ons albei gaan 'n koppie koffie maak. Nee, ek's nog reg, dankie Eldie. Dis seker, daar's nog net 'n bietjie koffie oor en dit lyk al koud. Ek is reg, dankie Eldie. Okay, ek's nou terug. Hierdie koffie is lekker. Maar nou dat my koffie vol is, nou wonder ek, hoe weet ek of my lamp regtig vol is? Eldie, jou lamp is vol wanneer jy die lewende en aktiewe verhouding met God het. En wanneer jy die werking van die Heilige Gees in jou lewe ervaar. Jy sien, dit is nie net 'n vraag of jy kennis het van God nie, maar ook of jy 'n intieme daaglikse verhouding met hom het. Soos die wyse meisies wat ekstra olie vir hulle lampe gehad het. Jy sien, dit dui op die belangrikheid van die voortdurende geestelike voorbereiding en volharding in jou geloof. Jou lamp is vol wanneer jy jou geloof nie net op sekere tye of op sekere omstandighede uitleef nie, maar wanneer die Heilige Gees jou lewe invul en sy leiding en teenwoordigheid duidelik ervaar. Elke dag, alles wat jy doen. Jy sien in Galasiërs 5:22 sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lagmoedigheid, vriendelikheid, goedhartigheid, geloof, sagmoedigheid en selfbeheersing. Jy sien, dit is daai vrug wat ek nou vir jou vertel het. Daai vrug moet groei. Jy sien, hierdie vrugte is ook 'n teken dat die Heilige Gees in jou werksaam is. As jy meer geduld het, soos jy al reeds het, weet jy, daai is so besig om te groei. Jy is meer vriendelik. En dit kos nie geld nie. Weet jy, daai vrugte wat daar is, dit kos nie geld nie. Jy kan ook in elk geval nie na 'n mark toe gaan en dit gaan koop nie. Jy kry dit alleenlik deur die Heilige Gees wat jou lampie kom volmaak. Jy sien, en wanneer die Gees in jou werk, sal nie net vir ander mense sê jy is gelowig nie. Jou dade en jou houding sal dit duidelik maak. Jy sien, liefde, as ek dit vir jou so kan uitsit, jy sal nie net lief wees vir woorde nie, maar jou dade sal liefde weerspieël, selfs wanneer dit moeilik is. Jy sien, blydskap, nie afhanklik van omstandighede nie, maar 'n innerlike vreugde wat uit jou verhouding met God kom. En vrede, nie die afwesigheid van konflik nie, maar 'n diep vrede in jou hart, wat kom van jou vertroue in God se beheer oor jou lewe, lankmoedigheid en vriendelikheid. Jy sal geduldig wees en ander se foute met liefde aanvaar. Goedhartigheid en geloof, jy sal ander opreg help en jy sal 'n lewende geloof hê, nie net in woorde nie, maar in dade. Sagmoedigheid en selfbeheersing. Jy sal nie net uit 'n plek van trots of selfsentreerdheid optree nie, maar jy sal die leiding van die Gees volg en jou eie begeertes in die lig van God se wil beheer. Jy sien, as jy hierdie eienskappe in jou lewe het en dit groei, dit is 'n teken dat jou lamp vol is of jou lamp is besig om vol te word. Want die Heilige Gees is werksaam in jou. Dit beteken dat jy nie net jou lamp aangesteek het nie, maar jy het gereeld olie, die Gees, daaraan gevoeg. En dit is hoekom dit belangrik is om jou Bybel te lees. Die Bybel is olie. Jy vul jouself met God se woord. En dit is wat in jou hart aangaan. Want hulle sê ons wat die hart van vol is, loop die mond van oor. As jou hart vol is van die woord van God, kom dit ons by jou mond uit. Jy sien, Eldien, wanneer jou lampie vol is, leef jy nie net vir jouself, maar jy leef in die lig en jy leef vir mense om jou. Dis baie mooi gesê. So dis hoekom hy altyd sê, laat jou lig skyn vir Jesus. Ja, want Jesus is mos die lig. En ons is saam met hom ligdraers. Hoe kan ek weet as ek, of iemand anders, dalk maar nie dat ek oor iemand anders dis 'n geestelike lewe moet bekommer nie, eerder oor my eie. Hoe moet ek weet wanneer ek geestelik lui geword het? Jy sien, geestelike luiheid is iets wat dikwels nie dadelik opgemerk word nie. Maar dit kom na vore deur afname in dinge wat ons nader aan God bring. Gebrek aan gebed, 'n afname in Bybelstudie, diensbywoning, jy sien net onverskillige houding teenoor sondes is duidelike teken van geestelike luiheid. Wanneer jy nie meer tyd met God maak nie, wanneer jy nie meer tyd vir hom het nie, wanneer jy nie meer jou Bybel lees nie. Wanneer jy natuurlik jou ore uitleen vir die vyand, en sê, ag nee man, dis okay, ag nee man, lê maar nog 'n bietjie, ag nee man, kyk som op die TV, ag nee man, daar's 'n beter program op. Jy sien, jou gebedstyd gaan af, neem af. Jy sal sommer dadelik sien in die mense houding, dat iets is besig om te gebeur, want jou liggie verdof,
Jy is nie meer so vriendelik nie, jy het nie meer daardie geduld nie, ewen jou stemtoon verander. Dis wanneer jy weet, daar's fout. Maar jy sien, dit is ook nou hoekom ek vir jou gesê, dit is belangrik om in 'n gemeenskap van gelowiges te wees. Jy sien, ons almal is maar mens en weet jy, ons almal val. Ons almal raak mismoedig, want dinge gebeur nie vir jou soos jy graag wil hê dit moet gebeur nie. En dit is dan net daar waar daai vriende van jou intree, jou ophelp, vir jou in gebed intree en daardeur jou weer op die regte pad kry en jou weer nader aan God trek. So dis hoekom ek sê, dit is belangrik om saam met gelowiges te wees, saam met gelowiges te loop. Want weet jy wat, sulke mense gaan ook sien, hoor jy sommer, daar is ons nou iets besig om daai persoon te gebeur. Daar's iets fout. En ja, God sal hulle na jou toe stuur weer, dat hulle na jou aan te trek toe kom. Onthou net, niks kan ons uit God se liefdevolle arms uitruk nie. Net jy kan self besluit om uit te klim. Jy sien in Openbaring 3 vers 16, waarsku ons teen hierdie geestelike passiwiteit. Omdat jy lou is en nie warm of koud nie, sal ek jou uit my mond spieg, sê die Here. Jy sien, hierdie vers is 'n baie streng waarskuwing. Dit wys dat 'n geestelike lewe wat nie lewendig en passievol is nie, baie gevaarlik is. God het nie 'n plek in sy koninkryk vir louheid nie. Hy verlang na mense wat voluit hom dien. Wat nie net aan hom toegelaat word wanneer dit gerieflik is nie, en wanneer dit goed gaan, wanneer daar nie probleme is nie. En weet jy wat, dit is gewoonlik ook wanneer mense begin afvallig raak is. Jy het nie meer probleme nie, jy het dalk daai groot verhoging gekry, so jou finansies is reg, jou gesondheid is reg, jou kar is reg, jou huis is reg, alles is net pragtig. En dis net daar, al baie mense die fout maak, dan skuif hulle God een kant toe. Jy sien, en dit is actually so hartseer, want as jy nou net kan terugdink, hoe het jy alles gekry? Was dit nie uit God se genade en liefde nie? Maar nee, ons as mens, of baie van ons, as ons dit mos nou alles het, ag nee, nou het ek nie God nodig nie, maar wag tot daai goed nou begin minder raak, en daai goed begin wegval. En dit is dan die eerste plek waartoe 'n mens dan weer gaan. Hoekom Here? Maar, en dan ook, soms vra die mens, maar Here, waar is U? Hoekom help U nie my in hierdie omstandighede nie? Maar weet jy, soms het jy by 'n deur ingedraai waar die Here nie wil ingaan nie. En dan weet jy, waar is God? Hy is presies by daai deur waar jy hom gelos het. Dis jou verantwoordelikheid om terug te draai na hom toe, om gaan haal dit, daar waar jy hom gelos het. Repent of your sins. Keer terug na God toe, op die regte pad. Jy sien Aldien, dit is ook vir ons belangrik, nee, om Jesus se woord te verkondig. Weet jy, dit is actually so lekker. Dit is regtig lekker om van Jesus te praat en om sy woord te verkondig en regtig te sien hoe die vrug van die Gees in mense se lewens besig is om wortel te skiet en te groei. Ek meen, kyk nou nooit na jouself met al hierdie vrae en hierdie nuuskierigheid. Weet jy wat, net daar leer ek ook weer. En weet jy wat, 'n mens kan nooit te veel weet nie. Nooit nie. Vader kom altyd met 'n amazing manier en hy kom leer jou weer iets anderste, 'n versie wat jy al van kleins af gelees het. Maak dit ewe skielik vir jou anders sin. Daar's 'n ander betekenis. En weet jy wat, jy kry so 'n glimlag op jou gesig om te sê, "Wow, Here. Wow. Ek het dit nie geweet nie, maar God, U is so goed en so kragtig en so magtig om dit vir my te kom uitwys." Jo, dit is pragtige woorde, Chris. Is daar iewerste wat ek kan 'n bietjie meer duidelikheid kry oor wat sê Jesus oor diegene wat hy gereed is hê? Ja, Jadien, Jesus gee duidelike en ernstige waarskuwings oor diegene wat nie gereed is nie, vir sy wederkoms nie. Jy sien in die gelykenis van die 10 meisies wat in Matteus 25 van vers 10 en 12 beskryf word, sien ons die tragiese gevolge van nie gereed wees nie. Toe hulle mos nou omgedraai het en ander olie te gaan haal het, dis mos nou toe die bruidegom gekom het. En ja, doel is te sê die deur was gesluit en hulle gaan klop aan die deur. En dan gaan ons vra hulle, Here, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. So, dit is ernstige woorde, né? Jy sien, hierdie woorde is intens en beduidend. Die feit dat die bruidegom, wat in die gelykenis Jesus symboliseer,
sê ek ken jou nie. Weet jy, nou ek sidder vir daardie dag. Ek wil nie daai woorde hoor, ek ken jou nie. Want weet jy, Eldien, as jy daai woorde hoor, ek ken jou nie, weet jy wat wag vir jou? O, genade. Wat wag vir my? Die ewige hel. En vir ewig gaan jy brand. Weet jy, as jy dit nou net in 'n ander lig stel, maar weet jy, as jy nog gereed is, en jy is by daai feesmaal, ek meen, dink vir jouself, dink gou vir jouself, en ek meen, jy was nou al op baie van ons konferensies, en waar die top mense van reg oor die wêreld ons nou by mekaar gekom het, vir daardie funksie, ek meen, dit is 'n black tie event, soos wat hulle dit sal noem. Jy weet self, hoeveel moeite, hoeveel werk gaan aan, hoe lyk hy kos, en al die goed, jy weet dit self. Imagine nou, God die Vader, berei vir jou daai tafel voor. Hoe gaan dit lyk? Ek dink al gaan nie 'n dingetjie uitplek wees, dit gaan perfek wees, met die beste Nee, dit gaan beter kos. as perfek wees. Exactly. Nou, wil jy dit mis? Nee, ek Wil wil jy dit mis? nee, Weet ek jy, wil dit wil. mis nie. Dis hoekom, ou moet hard werk, ou moet hard werk in jou geloof, ou moet hard werk om siele vir God te wen. Jy kan nie net gaan terugsit en met jou handjies gevou nie. Jy moet regtig actually die mense gaan waarsku ook van dit. Maar nie net hulle waarsku nie, jy moet soms vir jouself ook waarsku. Hoor, is ek op die regte pad? Doen ek nog die regte ding? Sien God my nog raak? Is God gelukkig met wat ek doen? En as God nie gelukkig is met iets wat ons doen nie, Dan moet jy repent. Die Heilige Gees sal jou wel waarsku. Hy sal vir jou sê, hoor hierso nee, ou seun of dogter, jy's nou op die verkeerde pad. maar okay, Draai. ek wil vir jou 'n vraag vra nie. Sê nou maar, ek gaan elke dag lê daar geld langs my man se bedkassie, nê? En elke dag, hy weet nie, dan vat ek nou miskien van die geld en alles is sy geld, hoever hy gewerk het en hy het nie gesê ek kan dit kry nie, maar ek vat nou elke dag van die geld en elke dag gaan repent ek oor dit, maar môre gaan ek maar en ek gaan vat nou maar weer van hierdie geld en dan gaan ek repent ek weer en die dag daarna gaan ek, hoe werk dit? Gaan God my vergewe? Eldien, weet jy kan daai as 'n voorbeeld gebruik, want ek meen, julle is in die huwelik, wat joune is myne, wat myne is joune. So jy kan nie regtig daai as 'n voorbeeld gebruik. Ek dink, jy wil meer iets sê soos, Wag, ek het iets. So, ek weet dat Anne-Marie het sulke lekker koffie in die kombuis. En elke dag gaan ek en ek gaan maak vir my een van haar koppie koffie, maar ek het nog nooit vir haar gesê ek gebruik haar koffie nie. En ek het eendag gehoor sy het gekla dat haar koffie minder raak. jy ook nog nooit gevra nie. Nee, ek is te bang om haar te vra. Ja, maar jy sien, Eldien, dit is dieselfde soos steel. Jy kan mos nie elke dag loop steel, dieselfde ding steel. Maar ek repent elke dag daaroor. Nee, jy moet wegdraai van die sonde af. Die woord sê jy's repent en draai weg So van die as sonde ek af. as ek nie ophou om dit te doen nie en al repent ek, eintlik beteken dit niks nie, want eintlik repent ek nie want ek bedoel dit Jy nie. gaan mos nou weer doen. Ja. So, nee, dit gaan nie iets beteken nie. Jy moet wegdraai van dit af. En as ek nie kan nie, Jy kan, die Heilige Gees is niks onmoontlik nie. Ek meen, die een in jou is maar sterker as die een in die wêreld. Jy kan, dis waar jou wilskrag inkom. En jy sien, dit is weer eens belangrik, om in 'n gemeenskap van gelowiges te wees. Daai mense kan sien as jy afdwaal, en hulle gaan met jou kom praat, en hulle gaan jou weer op die regte pad lei. Soms doen jy iets, dat jy nie weet dit is verkeerd nie. En dit is maar net hoe mense aan mekaar gesit is seker. Jy weet dit is verkeerd nie, maar ander mense sien, maar hoor jy, so daai wat jy nou doen is mos nou nie verkeerd. Dit is mos nou heeltemal nie volgens die woord nie. Selfs so Susan Bra sit mos, hoeveel geleenthede het jy al gehad om met haar te gepraat en jy het nog nie gedoen nie. ja. Het jy geweet, om sonde te doen is nie net om altyd verkeerd te doen. Dit is ook om nie te doen wat God vir jou sê om te doen. Ek het nie so daaraan gedink hè. Ja, jy sien Eldien, om gereed te wees beteken om jou hele lewe met in 'n verhouding met Christus te wees. Om daagliks in jou geloof en in gehoorsaamheid te lewe. Dit beteken nie net om te sê, ek is 'n gelowige nie. Jou woord moet 'n daad wees. Jy moet daadwerklik 'n bewys lewer. Jy moet dit lewe. Geloof is eintlik 'n werkwoord. Dis 'n doenwoord. Jy sien in Matteus 25 vers 13 staan daar, waak dan, want julle weet nie die dag en die uur nie. Jy sien, Jesus herinner ons om vol te wees. Ons weet nie wanneer hy gaan kom, dit gaan soos 'n oogwink wees. Jy moet reg wees. Jy sien, die waarskuwing is duidelik.
Diegene wat nie gereed is nie, sal nie saamgaan nie. Hulle sal agtergebly en hulle sal vir ewig van Jesus geskei wees. Jy sien die oproep is om nie net die voorkoms en die gereedheid te hê nie, maar ook die werklike gereed te wees, om in Christus te wees, hom te ken en elke dag in sy teenwoordigheid te lewe. Dit is 'n baie belangrikheid van geestelike volharding en 'n lewende opregte verhouding met ons Here Jesus Christus. Chris, en as ek mense sien wat nie bekommerd is oor Jesus se wederkoms nie, hoe moet ek daarop reageer? Wanneer jy mense ontmoet wat nie bekommerd is oor Jesus wederkoms nie. Jong, dit kan nog 'n uitdagende situasie wees, maar ons moet reageer met baie liefde en waarheid. En geduld, soos wat jy met my gehad het in die begin, hè? Natuurlik. Ons het die verantwoordelikheid om hulle ook te waarsku. Nie op 'n kritiese en 'n veroordeelde manier nie, maar met deernis, geduld en hoop en liefde en waarheid en vreugde en vrede, soos die vrug van die Gees sê. Jy sien Judas 1:23 sê die Bybel: red sommiges deur hulle uit die vuur te ruk, maar wees ander met vrees, haat ook die onbesmette klere wat deur die vlees besmet is. Jy sien, in hierdie vers wys dat daar verskillende maniere is waarop ons na mense wat nie bekommerd is oor die wederkoms van Jesus nie, moet benader. Vir sommige mense is dit 'n dringende waarskuwing, maar weet jy wat nie vir ander mense is? Ja, ek sal môre, maar weet jy, ek sê altyd, as môre nie kom nie, wat dan? Ek het ook hierdie vraag wat ek stel, weet jy wat, en ek dink dit is vir my ook nog altyd 'n eye-opener. As jy vanaand moet doodgaan, of nie vanaand nie, nou moet doodgaan, waar gaan jy jouself bevind? Gaan jy by die voete van Jesus sit, of gaan jy daar by die vuur sit en wag? Nou is 'n diep vraag, né? Ja, ek weet nie, soos ek sê, ek wil net gereed wees. En ek wil soveel moontlik mense saam met my vat, na die ewige lewe toe. Ek glo nie Jesus wil hê enigiemand moet verlore gaan nie. Natuurlik nie, dit is hoekom Vader sy belofte net uitstel, want hy wil nie hê, dit staan in die woord. So hy wil meer en meer mense kans gee om hulle harte vir die Here te gee. Ja, dit is verseker so. Jy sien, dit kan soms nodig wees om hardop in die realiteit van die gevolge van nie geloof te doen. Maar altyd met 'n hart wat verlang dat hulle die waarheid sal ontvang. Ek meen, ons lewens moet net anders wees. Jy moet hulle regtig soos 'n magneet wil aantrek om ook so te wees. Jy sien, daar is ander mense wat dalk nie so ontvanklik is vir die intense benadering nie. En vir hulle is dit nodig om geduldiger en meer deernisvol te wees. Dit beteken nie dat ons die waarheid nie duidelik uitspreek nie, maar dat ons dit op 'n manier doen wat hulle nie aanstoot gee of hulle wegstoot nie. Jy sien, ons moet hulle steeds herinner aan die belangrikheid van gereedheid, maar op 'n manier wat hulle nie verder afstoot nie. Ja, dit is nogal moeilik, né? Want baie keer kry mense dit nie maklik reg nie. En ek kan sien hierdie gelykenis moet ek in my daaglikse lewe toepas. Ek moet altyd gereed wees. Ek het nogal daai Lukas 21 vers 36 ook gelees. En dit sê, waak dan en bid altyd, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat gaan gebeur te ontvlug. Dus wat is al hierdie dinge wat nog gaan gebeur? Waarvan ons moet weg, wat ons hopelik nie hier gaan wees nie. Wat beteken dit? Aldien, weet jy wat, daai is weer 'n gesprek vir heeltemal 'n ander tyd aan. Want daar is 'n wegraping wat gaan kom en daar's 'n 7 jaar groot verdrukking wat gaan kom. En ja, weet jy wat, ons kan regtig met 'n volgende geleentheid daaroor gesels. Dit is nogal ook 'n handjie vol. Ongelukkig het ons tyd al amper verby hoor, so ek kan nie nou regtig vir jou meer daar in detail ingaan nie. Maar om terug te kom na die gesprek wat ons mee besig is. Ons moet regtig wandel in die woord, ons moet lewe in die woord. Ons moet, weet jy wat, daar's ook 'n gesegde wat sê, ons moet mense so na Jesus toe aantrek, nê. En dan indien nodig, moet ons woorde gebruik. So ons gedrag moet eintlik mense aanlok om te wil wees soos wat Jesus is. Jy sien, dis hoekom ek vir jou sê, geloof is 'n werkwoord.
Jy sien, baie mense leef hulle lewens asof hulle nog baie tyd het om hulle saak met God reg te maak. Maar nie een van ons weet wanneer is daai tyd nie. Weet jy, dit is nie net die tyd met die wederkoms nie. Dit is nie net die tyd met die wegraping nie. Jou tyd kan nou wees. Jou tyd op aarde kan nou verby wees. En as jy dood is jy dood. Daar is nie terugkom nie, daar is nie omdraai nie. Daar is nie tyd om reg te maak nie. So jy het nie nog 'n kans hê. Daar is nie nog 'n kans nie. As jy dood is jy dood. So ek het een kans om my lewe uit te sorteer en vir Jesus te aanbid. Net een. Jep. Soos ek sê, jy het tyd, maar niemand weet wanneer is jou tyd daar nie. Jy sien, dit moet jou daaglikse keuse beïnvloed. Van hoe jy jou tyd spandeer, wat jy prioriteit jy stel, tot hoe jy met ander mense omgaan. Jy sien in Efesiërs 5 vers 15 sê, let dan goed daarop hoe jy wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Jy sien Eldien in 1 Petrus 5 vers 8 staan daar ook, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Jy sien, dit is hoekom ons gedurig moet bid en waaksaam wees. Jy sien, daar is 'n groot verskil tussen iemand wat net sê hulle is 'n Christen en iemand wat werklik volgens God se riglyne lewe. Hierdie gelykenisse moedig ons aan om ons geestelike lewe ernstig op te neem en nie net op 'n oppervlakkige geloof te hê nie. Net sê ja, ek glo en dan aankarring met. Jy weet van die wêreld is nie. Jy sien, Boonop leer dat jy verantwoordelik is vir jou eie geestelike groei. Niemand anders kan jou gereed maak vir Jesus se wederkoms nie. Dit is hoekom jy daai eie klein willetjie het, jou eie wil, né? Ja. Jou eie wil. So jy moet self 'n lewe van toewyding, gebed en gehoorsaamheid lewe. Jy moet. Jy sien in Filippense 2 vers 12 sê, werk met vrees en bewering aan jou eie saligheid. So ek kan nie, of iemand anders kan nie namens my goed leef en 'n kind van God wees en dan kan ek hemel toe gaan nie. Glad nie. Glad nie. Dis nie te sê as jou pa 'n Christen is of jou ma 'n dominee is of iets in daai lyn dat jy gered gaan wees nie. Die redding is in jou eie hande. Elke besluit wat jy neem moet weerspieël dat jy wag op die Here. Dit beteken dat jy jouself vryhou van dinge wat jou kan aftrek van God se pad en dat jy gedissiplineerd is in jou geestelike lewe. Dit beteken ook dat jy bewus moet wees van versoekings en nie moet uitstel om met God reg te maak nie. Jy sien in 2 Korintiërs 6 vers 2 sê, kyk, nou is die aanvaarbare tyd. Kyk, nou is die dag van heil. Jy sien laastens hierdie gelykenis moedig jou aan om 'n getuie verander te wees. Jy moet weet dat Jesus onverwags kan kom. Jy moet dit weet jy? Jy moet gereed wees. Dis maar 'n oproep van die evangeliese ernstig op te neem. Matteus 5 vers 16 sê, laat jou lig so voor die mense skyn, sodat hulle jou goeie werke kan sien en jou Vader wat in die hemel is, verheerlik. Jy sien, sorry Eldien, jy sien so, deur jou werke, deur wat jy doen en sê, kan jy ook mense na God toe lei. Dis hoekom ek vir jou sê, dat jou dade harder werk as jou woorde. Trek mense aan deur wat jy doen en dan indien nodig gebruik woorde. OK. Chris, ek het nog een laaste vraagie wat jy net vir my vinnig moet antwoord asseblief, want die tyd raak nou alweer min. Wat is die gevaar van 'n oppervlakkige geloof? Want jy het nou van oppervlakkige geloof gepraat. Eldien, goeie vraag. Jy sien, oppervlakkige geloof kan jou laat dink jy is gereed wanneer jy nie is nie. Dit is gevaarlik, want jy sien, dit gee 'n valse gevoel van sekuriteit en kan uiteindelik tot geestelike vernietiging lei. Jesus waarsku ons hierteen in Matteus 7 vers 26. Elkeen wat my woorde hoor en dit nie doen nie, sal wees soos 'n dwaase man wat sy huis op sand gebou het. En die reën het neergeval en die strome het gekom. Die winde het gewaai en teen daardie huis geslaan. En dit het geval en sy val was groot. Sien Eldien, mense met oppervlakkige geloof hoor dalk die woord van God, maar weet jy wat, dit sink nie in hulle harte en hulle lewens verander nie. Hulle neem nie God se waarskuwing ernstig nie. Stel hulle geestelike groei uit. Jy sien Jakobus 1 vers 22 sê, wees daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie.
En Aldien, dis kom ek vir jou sê, jou geloof is 'n werkwoord, nie 'n doenwoord nie. Chris, ek het 'n laaste vinnige vraagie, want ek weet ek moet nou hardloop, want ek het nou 'n vergadering. Sorry, laat my self korrigeer. Geloof is 'n werkwoord en 'n doenwoord. Jy moet doen wat die geloof sê, en jy moet werk daaraan. OK, ek sal dit onthou. So sê net gou vir my, net my laaste vraagie, as ek my te besig hou met aardse dinge, soos my werk, my familie, my bevordering, my naweekparties, TV kyk, net op die bank sit en niks doen nie, en ek maak nie genoeg tyd vir God nie, is dit 'n probleem? Eldien is 'n baie belangrike vraag. Jy sien, Matteus 6:23 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal aan jou bygevoeg word. Sien, ons moet wegstaan van die wêreld af en doen wat God se woord sê. Ons moet hom behaag. Ons moet in sy woord lewe. Doen dinge wat die vrug laat groei. Dis hoekom ek ook vir jou gesê het, dit is belangrik om die vrug te laat groei. Hoe anders gaan jy dit laat groei as jy net TV kyk en malls toe gaan en nie tyd hê vir God nie. So dan gaan jy mos nie geestelik kan groei nie, dan gaan jy mos nou lou wees. Ja, dis waar. OK, Chris, ek moet nou gaan, hoor? Aldien, net voor jy gaan. Jy weet mos. Ja, ek weet. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahwe Here ons God Vader, baie dankie weer eens vir die geleentheid wat ons het om u woord te kan vergader. Here, ek wil u regtig vra om ons geestes, siele, dimensie te werk. Here, laat ons regtig meer sal verstaan van die woord en ja, Here, dat ons in ons dade ook so mense nader aan u sal trek. Here, versterk ons, want ons is maar swak mense en ons het u hulp nodig om al hierdie vrug van u gees uit te lewe. Vader, dankie dat ons in waarheid na u toe kan kom en dankie, Here, dat ons u kan soek, want u het gesê die wat u soek sal u vind. Dankie dat u nog te vinde is en dankie dat ons nog steeds kan soek en ons antwoorde kan kry. Vader, ons loof en ons prys u in die grootste naam wat ek ken. Dis Yeshua Messia. Amen. Amen. Chris, ek sien jou Sondag by jou kerk by 90 Amsterdam Hoek, Laan in Blouwater Baai, né? Yes, Eldie. Dis 100% reg. Ek sien jou daar. Dankie, Chris. Dankie vir jou tyd ook, hoor. Nee, geen probleem nie. Okay, ek moet ophol. Bye. Eldie, net wag. Ek het 'n mooi versie vir jou. Kolossense 3 vers 2. Stel jou gedagtes op die dinge wat daarbo is en nie die dinge wat op die aarde is nie. So hou jou gedagtes op God, die ewigheid, die ewige lewe. Soos ek jou gesê het nou, daai feesmaal, wil jy dit mis? Nee, ek wil nie. Daar's sy. Okay, so Eldien, weet jy wat? Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees. Shalom. Shalom. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. On earth as in heaven, right here in my heart. Give us this day our daily bread. Forgive us, as we forgive the ones who sin against us. Forgive them, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Let your kingdom come. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Give us this day our daily bread. Forgive us, as we forgive those who sin against us.
the power, the glory are yours. It's yours, it's yours, all yours, all yours, forever and ever. The kingdom is yours. Oh, it's yours, it's yours, all yours, all yours. The kingdom, the power, the glory are yours. It's yours, it's yours, all yours, forever and ever. The kingdom is yours. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. On earth as in heaven, right here in my heart. On earth as in heaven, right here in my heart.